Goeiemôre, hoe gaan dit? Ek hoop julle het lekker geslaap en dat julle koffie drink, dat julle die gordyne oopmaak, laat die dag se nuwe son by jou kan inskyn en dat die strale jou liggaam sal raak soos wat jy kan weet die Gees in jou lewe teenwoordig is. Dis wonderlik julle dat ons nie net in die Here se teenwoordigheid gaan slaap nie, maar dat ons in sy teenwoordigheid wakker word. Hy is by ons, hy is met ons. Wat 'n wonderlike voorreg. Vanmôre lees ek hierdie wonderlike Psalm 73 en die laaste vers 28 het my so bygeval. Daar staan, wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Hoe mooi is dit? Dis vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here gekies as my toevlug en ek sal van al sy werke vertel. Weet julle, as julle ergens 'n kans kry, gaan merk daardie vers in jou Bybel. Psalm 73 vers 28. Dit is die mooiste belydenis wat my betref, wat as dit vir my in my hart oor iets gaan, wil ek dit vandag sê. Dit is vir my goed om naby God te wees. En weet julle, as ek nou daai vers vanoggend lees, dan dink ek so aan 'n woordjie wat ek dink ons voorouers, ons oumas en oupas en selfs nog hulle ma's en pa's nie regtig geken het nie. En dis die woordjie stres, nê? Dis eintlik nog 'n taamlike nuwe woord in ons wêreld. Die stres navorsing kom nie baie lank al in die wêreld saam nie. Ek dink dis nou maar eers die laaste 50, 60 jaar wat hierdie goed geïdentifiseer word. Baie mense het nie daarmee groot geword nie. Maar dit was natuurlik mos nog altyd daar, nê? Die naaste wat mense aan die woord gekom het, was wanneer iemand 'n senuwee ineenstorting gehad het. En dan het hulle meeware gesê, ag nee, wat dis maar net omdat dinge vir hulle te veel geword het. En daardie te veel is wat ons in die moderne tyd stres noem, want die druk raak te veel. Ja, druk is goed, nee, dit is baie keer 'n aansporing om beter te doen en te presteer en om dinge in plek te hou. Maar jy kan geestelik en liggaamlik net tot by 'n sekere punt druk verwerk. En jy moet presies weet waar daardie punt is. En jy moet die faktore identifiseer, jy moet dit ontlont, voordat dit op 'n onaangename ontploffing uitloop. Ek wonder nogal baie van die stres wat ons vandag ondervind, of dit nie maar baie keer toegeskryf kan word aan selfsugtige motiewe nie. Ons plaas onsself onder baie druk om te presteer, om onsself te bewys, om iemand anders verby te steek. Of as verhoudings skeefloop, dan wil ons nie van professionele beraders gebruik maak nie, want ons is te hoogmoedig en ons is te eergevoelig. Daarom moet ek en jy gedurig vas gaan stel, wat is die stresfaktore in my lewe? En dan sê die Here, bring dit na my toe. Hoor wat sê Jesus weer in Matteus 11, vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, my las is lig. Julle pas op om nie te vinnig in jou wêreld te hardloop, dat jy partykeer verby die Here hardloop nie. Mag ek en jy leer om hierdie Psalm 73 onsin te maak. Wat my aangaan, wat my betref, as dit van my afhang, dit is vir my goed om naby God te wees. Kom ons maak ons oë toe. Here Jesus, ek bid vanmôre. Ek weet daar's vanmôre baie mense wat moeg is. En ek kom vra dat U vir ons sal rus gee. Verlos ons van alles wat stresvlakke tot barstens toe kan laat styg. Help ons om naby U te bly. En dankie dat U naby ons is. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie julle. Julle moet 'n geseënde en 'n wonderlike dag verder hê. Ons praat weer môre. Totsiens.